Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord kom uit Jesaja 30 vers 21 en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê: dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Die boodskapvertaling sê: wanneer jy die pad byste raak, sal jy sy stem agter jy hoor wat sê: hier is die regte pad, loop hier langs. Wanneer ons twyfel of moeilikhede in die gesig staar en ander dalk vir ons voorstelle maak, wat konflik in ons binneste veroorsaak, en wanneer ons so versigtig raak in ons benadering om iets te doen, dan moet ons besef dit is tyd om stil te raak en elke stem wat ons hoor stil te maak, wat op daardie oomblik tot ons wil deurdring. En ons moet eers kalm raak in God se teenwoordigheid en sy woord bestudeer vir rigting, vir raad. En dit is wat so belangrik is. Dit is hoekom die woord vir ons gegee is. Gaan soek in God se woord, totdat jy kry iemand wat in dieselfde situasie, omstandighede as jy was. En lees daardie woord, vat vir jou daardie rema woord, hou vas aan dit, verklaar dit, moenie net dit as 'n positiewe gedagte sien nie, maar sien dit werklik as die woord van God, wat lewend is, wat kragtig is. En sien hoe jy voor hom gaan staan, hoe sy heerlikheid oor jou skyn, en dat dit in jou binneste 'n absolute begeerte raak om God se stem te hoor. Hy is ons herder. Jesus wil vir ons die leiding gee, deur sy Heilige Gees, en daardie lê in ons verhouding met hom, ons vertroue in hom. Omstandighede sal ons begin druk om ons in 'n rigting te vat, om ons ander stemme te laat hoor. En as jy na hierdie boodskap luister en jy het onsekerheid oor wat jy moet doen, wat 'n rigting om te kies, gaan na Jesus toe. Hy weet wat hy vir jou beplan het, 'n toekoms. Hy weet wat hy vir jou in gedagte het, voorspoed en nie teëspoed nie. Gaan dan alleen in sy teenwoordigheid. Gaan in daardie plek in, waar jy jou oë kan toemaak. As ek my oë toemaak en ek bid altyd, dan is dit altyd vir my die oomblik wanneer ek my ooglede sluit, laat ek in sy geheimenis kan ingaan, in sy verborgenheid kan ingaan, waar niks en niemand kan inmeng met daardie opinie wat jy sal hoor nie. Maak seker, jy dan moed om in 'n verwagting op God se antwoord te wag, al voel jy hoe geïntimideer deur ander se antwoorde of omstandighede nie. Wil van die Here sal vir jou deurbreek, soos 'n helder lig. In die eerste plek gaan jy meer agterkom in sulke tye, wie God werklik is, wie Abba Vader is, wie Jesus jou redder is, en wie die Heilige Gees is wat jou troos. En dit is die wonderlikheid. Daardie tye leer jy hom ken. En hierdie gaan vir jou 'n verrassing wees, wat jy nie verwag het nie. Jy het gedink, jy is in moeilike omstandighede, maar jy het nie besef, dat jy eintlik by die liefde van die Here sal uitkom nie. En om dan die woord agter jou te hoor, wat vir jou sê, dit is die weg, beteken, dat jy so stadig moet loop, en dat jy so naby Jesus moet loop wat agter jou is. Mense het al vir my gevra, wat sien ek as 'n leier? Hoe sien ek 'n leier? En dan sê ek altyd, 'n leier is nie een wat voorloop nie, maar 'n leier is een wat van agteraf lei, wat jou aanmoedig, wat kyk wat 'n rigting jy gaan, en wat dan vir jou sê, moenie daardie pad vat nie, maar vat die pad. En om daardie wonderlike wete te hê vanoggend, dat Jesus is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Here, baie dankie vir u bloed vanoggend, wat ons kan drink, Here, dat ons daarin kan dink, Jesus, wat u vir ons gedoen het aan daardie kruis. Help ons Heilige Gees, om daardie stem te hoor, van die kruis af, dit is volbring, en dat ons begin lewe, in die stem agter ons, wat vir ons sê, gaan die kant toe, of gaan daardie kant toe. Dankie Jesus vir u liggaam, wat vir ons gebreek is, u liggaam, wat ons genesing verseker. Here, lei u ons in u stem, om genesing te spreek, in Jesus naam, Vader. Amen.